Here, baie dankie vir die heerskap oor ons lewens. Dankie dat U heers oor die wêreld en dankie dat ons die voorreg het om in die teenwoordigheid te mag leef. As ons na Levitikus kyk, Here, dan sê ons vir ons sê vir dankie dat U 'n plan maak voortdurend van die begin van die wêreld af, selfs wanneer ons onsself uit U teenwoordigheid uit forceer het, dat U 'n plan maak om ons terug te wen en ons terug te kry. Dankie daarvoor. Dankie dat U graag by ons wil wees en met ons wil wees. Dit is vir ons 'n mens kan maar net wonder, hoekom sal U wil, maar dis die God wat U is. U het lief en U het ons geskep, U beskou U self as die Vader van almal wat U gemaak het en Here, dankie daarom dat ons kan deel wees daarvan, dankie dat ons kan deel wees van U familie, wat die voorregte mag geniet wat Jesus vir ons gee. Dankie vir 'n boek soos Levitikus, alhoewel hy lang voor Christus afspeel, dat dit vir ons sê wat Jesus eintlik kom doen het en wat dit gevat het en wat dit behels het en wat se appel daar op ons lê. Here, baie dankie vir U woord en dat dit vars is en dat dit altyd vir ons nuut is en dat dit vir ons die wêreld oopbreek en vir ons 'n nuwe verstaan gee. En ek bid dat U dit vanaand ook weer sal doen deur U Gees asseblief. In Jesus naam en almal sê amen, amen. Ons Jan, baie welkom terug. Ja, Jan het in Amerika vasgesit. Hy het gisteraand teruggekom 2 dae laat of iets so, maar ons is bly hy het op die lughawe geslaap onder die trappe nie. Ja, hy het dan in 'n hotel gebly op stadium. Daar's hy, dis lekker om almal hier te hê vanaand. Alright, so weer eens, net om ons weer lekker in die groot prentjie te kry, gou vinnig. Ons doen dit elke aand. Hooftemas: heiligheid, versoening, toewyding aan die Here en die priester se reiniging wat ons nog gekyk het. Die indeling van die boek, daai belangrik, ons gaan vanaand aan die laaste gedeeltes aandag gee. Die laaste 2 aan daai kant. So die eerste 7 hoofstukke, dis al die offers, wat soort van eintlik die inleiding, dis die reinigingsmanier, dis die meganisme van reiniging, wat die Here vir ons gee, sodat die res van Levitikus kan plaasvind, né, en sodat ons in sy teenwoordigheid kan wees en kan leef, en dan het ons die priesters se hulle inwydings en 11 tot 15 die reinheidswette, 16 die dag van versoening, en ons het grootendeels laasweek net aan dit aandag gegee, né, omdat dit so 'n pertinente, kernagtige, belangrike deel van Levitikus is. En natuurlik omdat baie van die Nuwe Testament ook op hom bou, maar soos ons vanaand sal sien, die Nuwe Testament is maar vol van die taal van Levitikus, die hele Levitikus. En dan het ons vanaand die heiligheidswette en ander sake aansaande heiligheid. Eintlik is amper sê vers hoofstuk 27 kan jy maar self gaan kyk, dis in die algemeen loskooppryse en goeders wat eintlik maar net daar gelys word. Julle kan dit gaan deurlees. Maar die grootste deelte waar ons gaan aandag gee is hoofstuk 17, wel eintlik 18 tot 26. Ons het so 'n bietjie na 17 gekyk laasweek. Okay, so dan sien ons die lesse van die eetwette van vandag. Het ons 'n bietjie deurgekyk, die beperking van wat die eet bring, agting vir alle lewe, mindful eating is belangrik. Die beperking van sekere kosse leer ons nederigheid en dat God alleen die gewer is. En natuurlik die kos wat ons eet word 'n teken van aanbidding en 'n soeke na heilige lewe. So wat ons eet is wel baie belangrik. Nie wat ons eet nie, hoe ons dit gaan eintlik oor kos is eintlik net 'n voorbeeld, nee, maar omdat kos die bron van lewe is dit so 'n gepaste en 'n kardinale voorbeeld wat die Here gebruik. Maar dis eintlik maar net 'n manier om te sê alles wat jy doen, al jou lewensmiddels wat jy elke dag inneem, van die suurstof wat jy inasem tot die kos wat jy eet, moet gewy wees aan die Here. Met ander woorde, dit gaan nie oor, en dis die Nuwe Testament is dit baie belangrik, want Paulus sê wat ons eet bring ons nie nader aan God nie, want ons eet hou ons nie verder van God af weg nie. So hy sê dis belangrik, jy moenie van hierdie eetery weer 'n nuwe wet maak nie, maar die punt is, dit gaan oor mindful living in die teenwoordigheid van die Here met Levitikus in gedagte en dit sluit in mindful eating, die inneem van jy weet om dit mindfully te doen met die groot vraag, hoe wy jy as jou lewe 'n lewende en 'n heilige offer is vir die Here, hoe wy jy jou lewe aan hom? Watse aksies wy jy aan hom op 'n baie spesiale manier? Ek het nou 'n ou gehad en ek dink dis heeltemal legit. Hy het verlang het hy 'n ou kar gery en hy wil juis nie nuwe karre koop nie omdat hy voel ja, karre is so 'n bad investment en so aan. En op 'n stadium toe het eintlik 'n baie mooi ervaring saam met die Here gehad. Op 'n oomblik koop hy 'n nuwe kar, maar hy wy toe hierdie kar aan die Here en hy sê wat ook al ander mense van hom nodig het,
as daar, hy gaan homself adverteer, as daar ooms en tannies is wat nodig het om rondgekarry te word in sy vrye tyd, gaan hy mense met hierdie kar rondry. En dis net 'n manier, hy het hele wydingsseremonie deurgegaan, net om te sê, Here, my hele lewe wy ek aan U, en hierdie kar is ook deel daarvan, hierdie kar is nie myne nie, dis U kar, ek wy dit aan U. Jy kan dit ook nie jou kar salf nie, okay, want dit is stupid. Maar dis net 'n manier om te sê, alles wat jy doen, alles wat jy lewe, moet 'n wydingshandeling aan die Here wees. Ons gaan vanaand kyk wat lê daar nog vir ons voor. En dan vanaand wat oorbly is hoofstuk 18 tot 27. En die eerste, daar's in hierdie gedeelte is daar basically aan die een kant 'n herhaling van al die reinigingswette en die morele wette, behalwe met bepaalde vonnisse wat dan bykom. Onthou, hierdie is landswette wat gegee word. Nou, dis die vreemde ding van Israel se uitverkiesing is in die Ou Testament is dit 'n teokrasie geweest. Dis 'n land, maar die regering was God. God was die regering. En dis hoekom hy nie vir hulle 'n koning wou gee nie, want hulle wou 'n koning gehad het, want hulle wou eintlik nie hom as regerder gehad het nie. En toe laat hulle begaan. Sê, okay, jy weet, julle kan 'n koning vat, maar die konings wat julle gaan regeer gaan baie erger wees as ek. Hulle gaan julle kinders laat oorlog maak met mekaar. Dis presies wat gebeur het. Lees 'n bietjie Samuel, Konings en Kronieke. Dis 'n nagmerrie. Dit sal goeie flieks maak, maar dis al. Dit is nie, dit getuig nie van goeie lewenstyl of lewenswyse nie, dis net 'n gemors. Selfs die topkonings van Israel, Salomo en Dawid en Saul, hulle maak die grootste gemors van almal. En so, dit is 'n teokrasie geweest, die Here was veronderstel om te regeer. Nou, in die Nuwe Testament het die Here aangegaan met die idee van koning, so, dit maak nie saak wie oor jou land regeer nie, dit wat in Israel 'n teokrasie was, is in die kerk, in die Nuwe Testament is dit die kerk, die Here regeer vandag oor sy kerk, hy regeer eintlik oor die wêreld, deur die invloed van die kerk, en hy werk deur sekulêre regerings en mense ook. En natuurlik weet ons, dis daai spanning tussen, nie alles wat gebeur is sy wil nie, dis die manier wat hy regeer vandag, is hy laat nog baie van die onkruid toe, om saam met die koring te groei, en hy werk daarmee ook. So ons weet dit. En dan gaan ons nou 'n bietjie begin by heilige tyd. Ons het al baie gepraat oor heilige spasies in Levitikus, vir die tabernakel en wat later die tempel sou word, en die spasies waar ons werk en leef. Maar vanaand sal ons kyk na heilige tyd, en dan gaan ons afsluit met die medemens. En daar's in Levitikus 'n eskalering van klimaks, as jy wil. Die dag van versoening is soort van die hart van Levitikus, maar terselfdertyd daarvan, alhoewel hy die middelpunt vorm, is daar 'n eskalering, wat jy as die Nuwe Testament lees, dan sien jy, dat die temas wat in die einde introduce word in Levitikus, is die temas wat oorgehou word in die Nuwe Testament, as 'n nuwe definisie of 'n herdefinering van heiligheid. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Alright, ek gaan daai slide sommer oplos, ek dink is die laaste ene, ja. Gaan daai ene sommer oplos, dan weet ons ten minste waarmee ons besig is. So kom ons kyk, as ons oopmaak by Levitikus, ek wil eers ons by 23, kom ons kyk eers na 23. 23, en dan gaan ons nou terugkeer na hoofstuk 18 en 19 en al die hoofstukke tussenin. Ek wil graag met daai topic vanaand afsluit. Okay, dink ook so lank 'n bietjie aan vra. Ek wil nie nou dadelik die ding, ek kan seker maar. Om hier so vir julle gee. Ek gee hom sommer vir julle, as julle vra het, kan julle gerus opskryf, soos dit ons deurgaan, ja, ons kan maar mondelings ook vra net, nou miskien gaan daar tyds wees. So kom ons kyk gou. Ons sien hierso in hoofstuk 23, sien ons die jaarkalender van Israel. Die Here het nie net die spasie van Israel geheilig nie, gewy aan homself nie. Dis tyd en ruimte, of ruimte en tyd. So in hierdie hoofstuk sien ons hoe die Here tyd geheilig het. Dat nie net alle spasies in die wêreld aan hom behoort nie, al die nasies behoort aan hom, daarom wy hy Israel aan homself toe, om 'n lig te wees vir die nasies. Maar in hoofstuk 23, dan sien ons hoe die Here die tyd aan hom wy, aan homself wy. En dat Israel tyd moet gebruik op 'n manier wat die Here eer. En hoe dit in die Ou Testament gewerk het, is in groot mate, kom ons lees hoofstuk 23, die eerste gedeeltetjie. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die feeste wat julle tot my eer moet vier,
gewyde byeenkomste wees. Let net weer op die woord gewyd, né? Heilig. Dit moet geheiligde byeenkomste wees. Met ander woorde, special, toegewy aan, spesiaal aan die Here. Met dit in gedagte, hou net julle vingers daarin, gaan net vir 'n oomblik na hoofstuk 18 toe. Ek wil net hê ons moet in die eerste paar verse kyk, dan gaan ons terug. Terwyl ons praat van heilige spasies, heilige ruimtes, kyk net so 'n bietjie daar by hoofstuk 18, vers 1 tot 4. Die Here het vir Moses gesê, praat met die Israeliete en sê vir hulle, ek is die Here julle God, julle mag nie, hoor nou, julle mag nie maak soos die Egiptenaars by wie julle gewoon het, of soos die Kanaaniete, na wie se land toe ek julle bring nie. Julle mag nie hulle gebruike navolg nie. Julle moet my bepalings nakom en my voorskrifte gehoorsaam deur daarvolgens te lewe. Ek is die Here julle God. Dis kenmerkend hoe baie daai laaste frasetjie hier voorkom. Ek is die Here. Doen wat ek sê, ek is die Here. Volg hierdie voorskrifte, ek is die Here. Maak so, ek is die Here. Nou, daai hoofstuk 18 vers 1 tot 4 is eintlik die definisie van heiligheid. As die Here heilig is, dan word hy gans anders as die wêreld wat hy gemaak het, alhoewel jy kan sy vingerafdrukke en voetspore obviously in die wêreld sien, jy kan sy karakter ook naspeur in die wêreld, is hy gans anders in die wêreld as die wêreld, veral na Genesis 3, veral na die sondeval. So, wie is die Egiptenare? Dis die groep mense wat die Israeliete 400 jaar onder gebly het, né? So hulle was onder hulle captivity gewees, onder hulle onderdrukking, maar hulle terselfdertyd hierdie mense se gewoontes aangeleer. So hy sê vir hulle, dis die mense waar julle vandaan kom, dis al wat julle onthou as 'n nasie is daai klomp Egiptenare, en ek vat julle na 'n nuwe land toe, hulle is nog nie daar nie, in Josua, dan val hulle hom in, né? En daar's 'n klomp Kanaaniete, en hulle het al dit beskou as daar 7 Kanaanitiese volke gebly, en natuurlik 'n paar van hulle is uitgewis en baie van hulle het agtergebly, en hulle het steeds tussen daai mense gewoon in 'n gevestigde land. Rigters, Rut, sien jy dit ook. So, die Here sê vir hulle, belangrik, dis die definisie van heiligheid, as ons leef in die wêreld, maar ons kan nie net doen wat almal rondom ons doen nie. En daarom moet daar 'n fyn onderskeiding wees. En daarom moet ons versigtig wees om die kultuur waar binne ons leef, in enige plek waar ons, of dit in Pretoria Oos is, of in die Wes-Kaap, of in Botswana, of Amerika, of China, maak nie saak nie. Ons moet altyd krities wees oor die kultuur waar binne ons leef, alhoewel ons die kultuur nie veroordeel nie. Nee. So sonder die kultuur te veroordeel, is 'n snaakse spanning wat die Here ons ook insit. Daarom is dit so belangrik om krities te wees oor jou eie kultuur waarin jy leef. En Leslie Newbegin, 'n sendeling, kyk 'n sendeling is eintlik in die eerste plek moet hy 'n antropoloog wees, want 'n sendeling wat nie net in sy eie land sending werk doen nie, maar wat op 'n ander plek gaan sending werk doen, hy moet weet hoe volke werk, hoe nasies werk, hoe taal werk. Baie keer is goeie sendelinge is taalkundiges. En jy sien dit, ou soos William Carey, toe hy China toe is, was hy die eerste ou wat die Bybel vertaal het in Chinees, en in van die Indiese dialekte. Dit is baie keer is 'n taalkundiges, regtig baie geleerde mense. Maar hulle moet eintlik 'n antropoloog wees, want hulle moet regtig verstaan wat gebeur in 'n kultuur. Nou, Newbegin sê, dis ongelooflik krities, dat 'n gelowige, as hy 'n getuienis na die wêreld toe wil hê, sal krities wees oor die kultuur waarin hy leef. Maar hy sê terselfdertyd, is dit ongelooflik moeilik om die lokvalle van die kultuur waar binne jy leef te identifiseer. Hoekom? Want dis die water waar binne jy swem. Nee, jy's daarin gebore. En die goedes wat verander vandat jy 'n kind is, gebeur so stadig, jy kom dit nie agter nie. En dis hoekom sê hy, daar's 2 maniere hoe jy jou eie kultuur kan identifiseer. En in die Levitikus is dit baie belangrik om heilig te leef, en jy leef na die Here se karakter toe. Daar's 2 maniere. Die eerste is natuurlik, jy leer die Here ken, en as jy hoe meer jy sy karakter ken, hoe meer kom jy agter, jy weet, hierdie wêreld waarin ek leef is nie, jy weet, is nie wat hy noodwendig het nie. Dit stem nie noodwendig ooreen met sy karakter nie. Maar en dan die ander ding is om jou kultuur te evalueer en daarop krities te wees. Dis nou eintlik waaroor ek praat. Daar's 2 maniere hoe jy dit kan doen. Hoe identifiseer ek die water waar binne ek swem? Die beste manier is om te gaan kyk, die makrokultuur wat meeste mense vandag saamstem is 'n samevlansing van modernisme en postmodernisme. Waar het dit begin?
Met ander woorde, in die 17-1800s, daai oorgang van die laat-middeleeuse of renaissance kultuur as jy wil, oor na die moderne kultuur toe, wat se oorgange daar plaasgevind. En dan sien jy baie vinnige klomp interessante goed. Jy sien byvoorbeeld dat die kerk het al die mediese versorging gedoen. Nou is dit geëkonomiseer. Nou word mediese versorging 'n besigheid. Dis nie veronderstel om so te wees nie. Dis hoekom arme mense nie, jy weet, wat maak met arme mense? Arme mense moet hospitale toe gaan, ons toegang tot beter hospitale. Dit is ding in kultuur. Het jy al daaroor gedink? Was jy al krities gewees daaroor? Dat ons leef in 'n kultuur waar die rykes voorregte het en die armes net nie. Dis 'n baie onbybelse kultuur. Ons moet weet, nog 'n ding wat jy sien, is jy sien, daar's 'n groot shift gewees tussen tevredenheid met wat mense het, na 'n obsessie om meer te koop sodat die ekonomie kan bly groei, sodat die samelewing kan welvarend wees. Ek weet nie of mense dit oplet nie. Mense koop absoluut onnadenkend, dink nie 2 keer daaroor nie. As jy wil heilig lewe, moet jy krities wees oor dinge soos dit. Maar as jy nuwe begin, is daar 'n tweede manier hoe jy kan jou eie kultuur identifiseer of kan so 'n bietjie analiseer en ontrafel. Jy kan, ek bedoel, daar's nog klomp goed wat ons kan sê, ja, in terme van die oorskuif van die kultuur van destyds. As jy met die tweede manier is om met iemand te gesels en 'n verhouding te bou wat glad nie in jou kultuur leef nie. En dit is waar die geweldige multikulturaliteit van ons in Suid-Afrika geweldig nuttig is vir ons as gelowiges. Dis hoekom dit so nodig is om na Suid-Afrika te kyk, ook deur die oë van 'n Zulu. Het jy ooit saam met 'n Zulu Bybel gelees? En saam met 'n Zulu gesels en hulle gevra oor hulle kultuur, want hulle vir jou sê wat's vir hulle vreemd van ons kultuur. Dan sê hulle ja, hulle kan nie verstaan ons hardloop altyd. Ons jaag die hele tyd. Hy sê ek is swart vriende in Biesa. Hulle sê hulle kry ons whitejies vreeslik jammer. Hy sê julle gaan almal dood gaan hartaanvalle. Jy moet begin leer om rustig te wees. Soos ons in Afrika. Jy weet, dis nie die taksies wat jaag. Jy weet, die res is baie rustig op die pad. Jy kan maar sien. Want die taksies het die westerse ding aangeleer. Hulle het begin leer. Jy weet, as jy nie vinnig maak jy nie geld nie. Hulle het soos ons geword. En dis nie verkeerd nie. Dis nie reg nie. Ons moet in baie geval met ons soos hulle word, en ander weer met hulle soos ons word, né? So om regtig na die kultuur te kyk deur die bril van iemand anders maak 'n ongelooflike verskil. As jy met iemand uit die ooste uitpraat, Chinese, en hulle vra vir jou, wat is vir julle vreemd vir ons kultuur? Sê hulle, ja, maar julle kan eet. Ja, hierdie braai, hierdie goed wat julle hou wat hulle noem 'n braai. En daar's 4 verskillende soorte vleis. Sê ons eet net, of nou ryk is of nie, jy eet net so 'n bakkie rys met 'n paar goedjies binne-in. Hulle is nie gewoond aan die geweldige, dis 'n westerse ding. Amerika, so kort kop agter ons, ek dink ons wendel nog met etery. Ja, wie sal weet. Ek dink jy is moeg van Amerikaanse kos nou. Maar dis dinge oor ons kultuur wat mens baie fyn na moet kyk. Dis wat die Here hier sê in Levitikus 18. Hy sê moenie maak soos die Egiptenaars nie. Moenie met ander woorde ontrafel wat se gewoontes in ons kultuur wat jy nooit nog krities oor gedink het nie, is regtig nie Bybelse gewoontes nie. Wat jy net aangeneem het outomaties want jy is net nie krities genoeg nie. Jy dink net nie regtig daaroor nie. Ek het nou eet genoem. Ons bevraagteken vandag die laaste 2 eeue, kom ons sê maar so. Bevraagteken ons glad nie mekaar se eetgewoontes nie. Voor dit was die kerk jou accountable gehou oor die eetery. Sê jy kan nie so baie eet nie. Jy mos nie 'n vraat nie. Mense hou mekaar accountable. Vandag, pas wel eetery. Wat het met jou uit te waai? Jy weet, daar's niks meer van daai heilige agting vir ons as 'n community en ons kyk na mekaar, ons help mekaar, ons hou mekaar accountable en ons help en hou mekaar gesond en jy weet en wat ook al nie. So as Levitikus 18 sê, moenie maak soos die Egiptenaars nie, en ook nie na die ouens waarheen hulle gaan nie. Moenie dink jy kom na 'n nuwe plek, nuwe mense en nou vergelyk jy hulle met die Egiptenaars en jy dink, jy weet hierdie ouens het great gewoontes wat die Egiptenaars nie gehad het nie. En nou like hulle alles en nou gooi hulle self in hierdie nuwe kultuur in ooggids. Jy weet, nou neem hulle op hulle kultuur aan. Dis by the way een van die redes waarom teoloë sê van 'n ouens eers uitgewipe moes word. Dis terrible tekste daai. Ek haat om daai tekste te lees. Maar die rede is omdat die Here altyd bekommerd was oor die invloed wat die Kanaaniete sou hê op sy mense, op die heiligheid van sy mense. Dit is nie alrede nie, maar is deel daarvan. Goed. So met daai in gedagte, né, terug na hoofstuk 23 toe. Nou, dit is nou al klaar lekker mee begin het. En daarom sê die Here, so in die middel van vers 2, die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. In ander woorde, dit moet geheilig wees. Dit moenie soos die Egiptenare so goed lyk nie. Dit moenie soos die Kanaaniete lyk nie en daarom
sê die Here, julle gaan nie julle tyd gebruik, julle gaan nie die kos, die lewensbronne in die wêreld gebruik, soos die ander mense dit gebruik nie. Julle gaan nie spasies gebruik, soos die ander mense dit gebruik nie, want dit is my spasies, ek leef in daai spasies. Julle gaan dit anders gebruik, julle gaan die tyd nie gebruik soos ander mense dit gebruik nie. Julle gaan die tyd aan my wy, julle gaan in heilige tyd leef. En dan sê hy, vers 3, 6 dae moet julle werk, maar die 7de dag is die rusdag, 'n Sabbat waarop julle 'n gewyde byeenkoms moet hou. So hierdie is 'n weeklikse enetjie. Dit is nie een van die 7 feeste nie. Ek gaan nou terugkom na die Sabbat toe. Alraai. En dan sien jy in vers 5 is die eerste fees, is die Paasfees wat gehou word, die 14de van die eerste maand, toe die Paasfees word gehou. En dan kort na in vers 6 word die fees van die ongesuurde brode gehou. Ons weet nou al hierdie twee gaan saam met mekaar. Dis net so 'n paar dae na die Paasfees. Die Paasfees gaan oor die lammetjie wat geslag word, die bloed en die kusyn, die ongesuurde brode herinner hulle aan hulle jare van slawerny in woestyn. Dis 'n fees wat gehou moet word. En dan sien ons die derde fees is vers 9 en 10, die fees van die eerste vrug. Hierdie het ook die jaar gedeel in 2 helftes. So hierdie is nog alles deel van die eerste helfte van die jaar. En hierdie ene, die fees van die eerste vrug, gaan saam met die oestye. Onthou, oeste is baie belangrik, want dit gaan oor die plant van koring en goed, en hoe die Here vir hulle sorg uit die natuurlike wêreld uit, né? En so, hierdie is die fees wat jy vier as die eerste oeste inkom. Met ander woorde, as die eerste oeste gereed is, okay, nou gaan die Here vir ons sorg, so nou hou ons 'n fees. Ons erken dit, alles wat ons eet, kom van hom af, die land is deur hom geskep, al die saad wat ons elke jaar saai, die vee wat ons eet, kom alles van hom af. Dis die eersteling van die oes. En dan sien jy die vierde enetjie kry jy daar in net 'n hele klomp verse verder. Dan kom ons by die fees van die weke, na die eerste die fees van die eerste vrug. Dan gaan hulle, is dit nou die ene waar hulle is? Ja, dis reg, waar hulle 7 weke tel, en dan is dit die fees van die weke, waar hulle weer as het ware eintlik die oes wat inkom vier, en dan is hulle in die tweede helfte van die jaar. So in die tweede helfte is daar die fees van trompette. Jy kry dit daarso in vers 19 rond, 19 en 20. En dan kry jy die 6de fees is Versoeningsdag, wat ons laas keer na gekyk het. En dan sien jy in vers 33 die Hittefees. Die Hittefees was 'n baie interessante fees. Dis 'n afsluitingfees. Dit word 'n paar dae na Versoeningsdag gehou. 7 dae na Versoeningsdag. So na Versoeningsdag, die grootste jaarlikse ding, hulle is gereinig, al die hoofoffers is gebring, almal is rein gemaak en hulle is gewy aan die Here. En dan is dit die 15de, vers 33, die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, van die 15de van die 7 maand af moet julle 7 dae lank die Hittefees vier tot eer van die Here. Nou hoor nou, wat vang hulle hier aan? Op hierdie eerste dag van die fees moet julle 'n gewyde byeenkoms hou, weer daai woord gewyd. Niemand mag gaan werk nie. 7 dae lank moet julle offers aan die Here bring. Op die 8ste dag moet julle weer 'n gewyde byeenkoms hou en die offers aan die Here bring. Dit moet 'n besondere feesdag wees. Niemand mag dan werk nie. En dan in hierdie tyd moes hulle hutte bou wat hulle self moes maak van sekere takke en goeders. Waarvan, en dan moet hulle vir 'n week bly die hele gesin trek uit hulle huis uit en gaan bly in daai selfgemaakte hutte. Want daar's nie 'n beter manier om mense te leer om anders te leef as om hulle uit hulle comfort zone uit te haal fisies en hulle vir 'n week op 'n ander plek te sit nie. Location help jou om heiligheid te verstaan. Location help jou om die wêreld en die lewe beter te verstaan. Dis trouens een van die groot nadele wat ingesluit het in kerkwees sedert die 4de eeu, toe Constantyn en Theodosius eintlik hier hele goed oorneem, en ewe skielik begin mense kerkgeboue bou. Want nou praat ons oor al die temas in die Bybel binne in 'n ligverkoelde kerkgebou. Hoe praat jy oor armoede in 'n ligverkoelde kerkgebou? Jy moet in Bisa toe gaan as jy daar wil praat. Jy moet jou location skuif. Dis hoekom Jesus sê, dis hoekom ons so baie praat in die gemeente oor lyf skuif. Want as jy nie jou lyf skuif nie,
dan leer jy nie. Dan leer jy net deur kop en deur audio, en dis nie die mees effektiewe manier van leer nie. Opvoedkundig weet ons, het ek al vir julle gesê, nee, as jy net iets hoor, onthou jy 10%, as jy iets hoor en sien, onthou jy 60%, as jy hoor, sien en doen, onthou jy 90% min of meer daarvan. More, afhangend van hoe oud jy is en wie jy is, en jy weet, en hoeveel breinselle jy nog oor het en so aan. So om jou lyf te skuif, dis daarom genius wat Jesus gesê het, as hy gesê het, volg my, en hulle moes letterlik fisies agter hom aanstap. En dan leer hy hulle, dis maklik om te sê, hoor julle moet julle vyande lief hê. Maar dis nie wat Jesus doen nie. Hy gaan met hulle fisies oor kan die Jordaan na die gebied van die vyand. Waar hulle daai ou kry met 'n hele legioen bose geeste in hom. En hulle sorg vir daai ou, en hulle dryf die geeste uit en hulle restore daai ou. Jy vat die ouens fisies na die plek toe, wys vir hulle. En dan vat hulle daar bo na Caesarea Philippi toe. En daar praat hy met hulle oor wie sê die mense is ek? Nou, wat maak Caesarea Philippi so belangrik? Daar was 'n tempel wat gewy is aan die keiser Augustus. Daar was die grot van die god Pan was daar. Hulle het genoem die doderyk. Daar's 'n baie diep put. Hulle het geglo die geeste kom van die onderwêreld af deur daai fontein hier na boontoe. Dis die poort van die doderyk, het hulle geglo. En dan het jy die tempel van die dansende bokke gehad en jy die altaar van die dansende bokke van die heilige bokke gehad. So hulle staan in 'n pagan omgewing en in hierdie omgewing met hulle lywe op hierdie vreemde plek sê Jesus vir hulle, wie sê die mense is ek? As hulle al die vreemde invloede na buite toe kyk. Dan vat hy sy disippels na Tyrus en Sidon toe, wat altyd die aardsvyande was van Israel. En daar skree die vrou vir hulle, weet seun van Dawid, wees my barmhartig, en hulle weet nou hulle is in 'n vyandige gebied. En hulle dink obviously weet Jesus hierdie is ons vyande, en daarom sê hulle vir Jesus later, jy sê net vir die vrou sy moet stil bly. Ons is hier bo 'n bietjie besig met, ons is baie moeg gewerk, ons is besig met 'n bietjie aar hier in die noorde, en nou kom hierdie vrou en sy kleedjie in die agtergrond, jy weet. En Jesus net, jy weet, julle vang dit nou nog net nie. En die kommentaar sê vir ons, dis eintlik 'n toets, daai toets eintlik die vrou en die disippels. Miskien is daar by die Here die altyd in hierdie tyd die wens dat sy disippels sal vir hom sê, Here, shame, die vrou, help haar. Maar omdat sy van die vyand is, Jesus het toe al baie oor vyandskap gepraat. Hy het in Matteus 5 al gesê, jy moet jou vyande lief hê. Hy het in Jerusalem gesê. Hulle het dit nie gehoor nie. Ekskuus, nie Jerusalem nie, in Galilea. Hulle het dit nie gehoor nie. Hier kom hulle in Tyrus, dis nie vyande, en hulle doen nog steeds nie wat reg is nie, maar hulle het dit gehoor. Jesus moes hulle lywe laat skuif. Nou dit is wat die Hittefees so belangrik het maak. Die Here leer die mense, so die hele familietjie trek vir 'n week lank in hierdie huitjie dingetjie in. En hulle leer wat dit is om heilig te lewe en om heilig te wees. En dan, wat interessant is, as hulle klaar is daarmee, kyk na vers 39. Julle moet dit op die 15de van die 7de maand, wanneer julle die vrugteoes insamel, 7 dae lank die fees van die Here vier. Dis deel van die Hittefees, hoor nou. Die eerste en die 8de dag moet rusdae wees. Op daardie eerste dag moet julle sitrusvrugte neem, saam met palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers, en dan moet julle 7 dae lank met vreugde fees vier by die heiligdom van die Here julle God. Hoe sal jy dit like? As die Here vir julle sê, kom by mekaar 7 dae, en al wat jy doen is jou party. Hoekom? Want nou is die hele kalender is verby. Almal is gereinig, hulle leef saam met die Here, hulle het 'n hele jaar saam met die Here geleef, hulle sluit die kalender af deur 7 dae, natuurlik 7 dae is natuurlik, ons weet nou al hoe simbolies 7 dae is vir die Jode, so jy sluit af, en jy celebrate, en jy doen dit, and by the way, dis vandag nog, as jy wil leer hoe om vreugde aan te leer, die Nuwe Testament praat baie oor vreugde, die uiteinde van die hele Levitiese jaarkalender was om vreugde te hê in die teenwoordigheid van die Here, in sy heiligdom, saam met hom. Nou dink nou 'n bietjie terug. As jy dink in die Nuwe Testament, as Paulus sê, in Filippense 4, verbly julle, ek herhaal, verbly julle, dan is dit die taal van Levitikus wat hy gebruik. Want in die Ou Testament was die manier hoe jy vreugde aangeleer het, was om te leer om fees te vier. Hoe leer jy vreugde aan? Dis nie, as hy vir die mense sê, hey, kom, verbly julle in die Here, wat bedoel hy? Bedoel hy vreugde is 'n emosie wat jy nie kan afskakel?
ching ching, jy switch nie, jy gooi in die skakelaar, kip, nou is jy bly, ewe skielik. Nee, hy bedoel, leef die tipe van lewe wat die Here wat hy onder hulle gevestig het in die tyd van Levitikus, nie dat jy weer eens die jaarkalender nou rigied volg nie, maar leer die gewoonte aan om fees te vier, om dinge te celebrate. Wanneer daar goeie dinge in jou lewe gebeur, my vrou was baie goed daarmee, toe ons kinders klein was, en ons kinders het groei beleef in hulle karakter, of wat iets moois gebeur, dan ons gepraat van 'n celebration candle, 'n vieringskers, so mooi kers gekoop. Nou haal ons die kers uit, en dan steek sy hom aan, en dan is ons almal om die tafel, en ons sê net, ons celebrate vandag vir Ruben, jy weet, uit hierdie week nie so baie kwaad geword vir sy sussie soos die vorige week nie. So ons celebrate sy karakter. Of Jessica ons het lang vir haar gebid, haar oogies was, want my dogter het amper blind geword toe sy 2 jaar oud was, groot storie in ons lewe gewees. En op 'n stadium toe steek ons die kersie aan, 'n hele paar jaar later, en ons celebrate die feit dat haar oogies genees is. Ons is so bly daaroor. En as ons kinders 'n nuwe sport begin, let wel, nie noodwendig as hulle medaljes wen nie. As hulle 'n medalje wen, dan is die medalje die beloning. Ons steek nie die kers aan vir dit noodwendig nie. Ons het 1 keer, maar dit is nie die gewoonte nie. As 'n nuwe sport begin, dan celebrate ons die feit dat ons 'n nuwe sport kan beoefen. Maar dis hoe jy vreugde leer. Jy installeer vieringsmomente in jou lewe. Jy leer om te celebrate, om aan mense erkenning te gee ook, om mense uit te vang daar op by die werk en in die kerk en waar ook al, om jou kinders uit te vang dat hulle die regte goed doen en vir hulle die erkenning te gee. Dis 'n manier om te celebrate. So celebration is daarom in die Nuwe Testament 'n geestelike dissipline. Soos Paulus sê, verbly julleself, dan bedoel hy leef in hierdie tradisie saam met die Here, waar jy tye heilig en waar jy tye aan die Here wy en waar jy seker maak jy vier fees oor die feit dat jy bly is. En jy sien daai in Paulus. Dis waarom jy by Paulus byvoorbeeld geen klagte kry ooit nie. Jy kry klagpsalms. Paulus sing nie een van hulle nie. Dis waarom hy met sy stikkende geslaande lyf in Handelinge 16 lofsange kan sing. Dis Levitikus taal daai, want hy weet, maak nie saak wat met sy lyf gebeur nie, ek is gereinig voor die Here, ek is geheilig in Christus, ek het 'n nuwe lewe, niemand kan haar aanvat nie, hulle kan my voorslaan, hulle kan my doodslaan, hulle kan nie vat aan my identiteit wat ek aan die Here het nie, en dit voorsien my van soveel vreugde, dat ek gaan sing daaroor. So, dis 'n tradisie wat van Levitikus afkom. En dis 'n ding waarmee ons, dink ek, nie so goed is mee vandag nie, is om te celebrate. Goed, so, dan het jy nou die 7 feestdae gegaan, maar ek wil net jy ons moet so 'n bietjie daaraan dink, want, so nie net elke spasie word aan God gewy nie, elke sekond word aan God gewy. Nou, dis my baie interessant vandag, dat almal beskou tyd en ruimte, soort van as die dimensies, jy weet, waar binne ons fisiese sfeer, jy weet, waar binne ons vandag beweeg, en tyd en ruimte is in Levitikus, is die 2 areas wat aan die Here gewy word. Met ander woorde, jou ganse lewensbestaan is iets wat aan die Here gewy word. So, daarom het die Here ook, het hy historiese gebeurtenisse in die geskiedenis van Israel, het hy feeste van gemaak, soos byvoorbeeld Paasfees, en die fees van die ongesuurde brode, wat hulle herinner. Hulle sanctify daai tyd. Met ander woorde, om 'n sekere monument te bou, mentally, in die geskiedenis, of in jou eie storie, heilig vir jou die tyd waarin jy leef. Met ander woorde, as jy weer deur moedeloosheid gaan, dan dink jy terug aan daai tyd toe die Here jou gered het uit slawerny in Egipte, en jy onthou, weet, die Here, al voel ek nou crappy, ek weet die Here is met my, want ek vier vandag wat destyds gebeur het. Om jou eie bekering, as jy 'n dag en 'n datum het, en jy hoef nie 'n dag en 'n datum te hê nie, kies 'n dag en 'n datum en vier elke jaar jou bekering. Die feit dat jy geloof in die Here het, dat jy 'n nuwe lewe in hom het, dit is wat jy jou verjaarsdag vier. Vier 'n verhouding met die Here, en celebrate dit. En is 'n manier waarop jy heeltyd kan terugkyk. Die van julle wat byvoorbeeld julle self laat, wie se doop ons gevier het nou al, en jy's deur die water, weet, sit daai stukkie op jou, sit dit op jou yskas, jy weet, en herinner jou, dat jy gedoop is as 'n kind, en dat jy nou jou doop gevier het, en dat die Here 'n pad met jou stap, dat hy sy hand na jou toe uitsteek, en baie keer as jy by die huis kom, en net 'n rowwe dag gehad, kyk net weer in die fotootjie op die yskas, en onthou, die Here is met my, sanctify die tyd,
die oomblikke, die heilige oomblikke wat jy beleef het as heilig, alle oomblikke is heilig. Maar ek en jy beleef nie elke oomblik is heilig nie, want ons leef in 'n gebroke wêreld. Ons kan nie altyd die Here waarneem nie. Maar oomblikke wat jy as heilig beskou het, waar die Here ingegryp het in jou lewe, sanctify dit, heilig dit en celebrate dit. Dis hoe dit in die Nuwe Testamentiese tyd lyk, as mense hierdie beginsel toepas. So ons leef in 'n ritme van werk en rus. So werk word geheilig, want hier is die belangrike ding. Tyd het vir hulle gegaan oor hierdie twee goed, werk en rus. Jy werk in tyd en jy rus in tyd. En omdat alle tyd aan die Here behoort, mag jy nooit net werk nie. Jy is geroep om te werk, dis goed om te werk. Maar jou lewe behoort aan die Here. As jou lewe aan die Here gewy is, mag jy nie die hele tyd rondhardloop nie. Want jy kan, solank jy ook ander tyd het hierdie week, wat aan hom gewy is. Praat nie van 'n Sondag nie. Ek bedoel, ek moes al daar gepraat, nee, ek het julle vertel van ons so predikant gehad wat op Sondag het hy die kafee gaan dophou net na die erediens, gaan kyk wie koop Sondag koerant, né? Dit is nie waarvan ek praat nie. Ek praat nie van 'n wettiese jy mag nie werk nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor is jou tyd geheilig. Hoe weet jy jou tyd's geheilig? Wel, as jy bewus is terwyl jy werk dat jy dit vir die Here doen, dis een manier hoe jy jou tyd heilig. En by the way, ek het 'n pel wat my regtig baie geleer het oor, hy's 'n advokaat. En hy sê vir hom voel dit 'n verskriklike goddelose werk, maar iemand moet dit doen. Ek bedoel nie goddeloos is en hy's oneerlik nie, maar hy werk met stikkende situasies en slegte goed en donker jy weet situasies en so aan. En hy het sy alarm gestel om elke 2 ure net so te maak piep of te vibreer in sy hand. En as jy op daai oomblik, maak nie saak waarmee hy besig is nie. As hy voel hier vibreer sy horlosie of hy maak piep, dan terwyl hy met iemand praat of terwyl hy in 'n vergadering is, skiet hy net so gebed in die Here toe en sê Here, ek wy hierdie oomblik aan U. Dis al, en dan gaan hy aan. Is dit 'n manier om jouself te herinner wat die Here met Israel gedoen het? Want die ding is, ons is addictive wesens. So ons word maklik weggerokkel van die Here af deur ander goed. En dis bloot 'n manier om ons te ground in die Here se realiteit. Om ons te bly herinner dat tyd geheilig is. En dan kry jy, vandag in ons wêreld, staan heilige tyd teenoor verbruikerstyd. Dink gou 'n bietjie daaroor. Wat sê ons vandag? Tyd is geld. Dis wel ooit hierdie ding gekritiseer in die kultuur. Ons sê, tyd behoort in die ekonomie. Nou maar, tyd is belangrik. Hoekom? As ek nie werk nie, kry ek nie geld nie. Die Here sê, nee, tyd is belangrik, maar dit behoort aan my. En as jy my volg, as jy my dien, jaag jy nie soos 'n besetene nie. Daar's tyd om te jaag, natuurlik. Ek jaag baie. Trouwens, ek waardeer sy van Tannie Nel van Skalkwyk, Sondagoggend. Toe gryp sy my na die preek, toe ek na oor afgode gepraat het, sy sê, Rolf, ek wil nou vir jou 'n vraag vra. Is jy nie te besig nie? Ek love dit as mense dit doen. Want hulle hou my accountable. Dis wat community is. Ek sê vir Tannie Nel, ek sê vir ek dink die laaste 3 weke was ek te besig. Maar ek het geweet dit kom, my vrou het ook geweet dit kom en ons weet oor 2 weke gaan dit my baie rustiger wees. Jy weet, so daar is seisoene wat 'n mens meer hardloop as ander tye. Dis fyn. As jy 'n besigheid begin van die grond af, na eerste paar jaar werk jy maar. En dit is nie altyd so maklik nie, maar onthou die Here. Wy daai tyd aan die Here. En maak seker dat daar terwyl jy baie keer moet hardloop, dat daar spasies is wat jy kan asemhaal, wat jy met die Here kan praat, wat jy jouself kan ground in sy heilige realiteit. Want hy het tyd geheilig. Nou, maar ons het geleer, tyd is geld. Nou as jy net so 'n bietjie in 'n oomblik daaroor dink, 'n teoloog het eendag saam met 'n ekonoom gesit en hulle het gesê, as jy vandag kyk na van die goed, na van die, noem dit nou maar, weet, simbole van materialisme in ons wêreld, dan figureer baie van hierdie goede soos kathedrale, soos heilige kathedrale. Vat byvoorbeeld 'n mol. Mol is so 'n gebou. Wie van julle het al van die kathedrale besoek in Europa? Ek bedoel, dis 'n awesome belewenis, né? Jy stap in, is al daai spasie. Dan kyk jy op en dan sien jy die skilderye van die engele en van die Here en hoe die Here Moses verskyn het en jy weet, jy snak na jou asem. Terwyl jy hande sweet sommer met ek dink altyd, hoe die mense daai goed geverf daarbo. Ek sê as dit jy weet, Hermes Michelangelo het mos daai goed in die Sistine Chapel geverf. En ek bedoel, hy het letterlik met installasies het hy
Jy weet, hy het op sy rug gelê en dan teen die plafon. Ek bedoel, dis wie hoog is dit? Ja, ek vrek sommer net van hoogtevrees. Maar die punt is nou, as jy instap in daai plek, dan skep jy hierdie, jy weet jy dis amper soos die Grand Canyon. 'n Mol doen dieselfde, jy laat gekom. Kyk so op na 'n mol. Maar jy sien nie die Here daarbo nie. Dis die enigste verskil. Jy sien liggies wat jy nooi om nog te gaan koop. Dit laat jy so 'n bietjie vergeet van tyd vir 'n rukkie. Dit entice jy om te koop. Ek demonize nie 'n mol nie. Ek sê net dink net oor hierdie goed. Ons leef in die wêreld van die Egiptenare. Ons leef nie in die Here se wêreld nie. Dit is sy wêreld. Maar as ander magte wat dit nou regeer, hy sê dit vir ons. So die manier waarop hy regeer hy so dat die onkruid saam met die koring kan groei. Maar ons moet die onkruid raak sien, want ons is die koring. Ons moet seker maak. En wat doen ons met die onkruid as daai onkruid manifesteer in die vorm van 'n mens? Wel, jy daai mens lief. Jy sny jouself nie af van daai persoon nie, maar jy moet weet ten minste die gewoontes waarmee die res van die wêreld besig is. Okay. So ons sien dat werk is heilig, rus is heilig en ons sien ons moet heilige tyd staan teenoor verbruikerstyd. So koop en tyd gaan nogal baie saam met mekaar. En vandag, dink 'n bietjie daaraan, die ekonomiese wêreld of die besigheidswêreld, verkoopswêreld, verbruikerswêreld, net soos wat die Here feeste geskep het, sekere kalenders, is daar sekere ekonomiese kalenders. Is daar 'n ekonomiese kalender in ons tyd? Dink 'n bietjie, jy het summer sales, natuurlik Black Friday, jy het Kers specials, jy het so die ekonomie het die tyd oorgeneem. Nou ek bedoel ons vier ons dae ook, maar ek bedoel Kersfees is 'n meer kommersiële dag as wat dit enigiets anders is. En Paasfees, né? So ons het ons dae. Die punt is ons moet net krities wees oor hierdie goeters. Ons hoef nie op hol gejaag te wees nie, hoef nie angstig te wees hieroor nie, ons kan rustig wees. Weet net, jy as ek en jy saam met die Here leef, dan moet ons van hierdie goeters bewus wees en ons moet kennis neem daarvan. Okay, ek wonder of ons ja, ek dink kom ons ek dink van hier af kan ons terug gaan na hoofstuk 18, hoofstuk 18 toe, ja. Goed, so ons is weer by daai eerste 4 verse by hoofstuk 18. Ons het dit nou gelees, né? Dalk net 'n laaste gedagte oor terwyl jy jou vinger daarin by Levitikus 18 blaai gou na 1 Johannes 2 toe. So aan die einde van die Bybel en baie naby Openbaring. Kyk 'n bietjie na hoofstuk hoofstuk 2 vers 15. Kom ons lees dit almal saam. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. So moenie dinge van die wêreld lief hê nie. Nou, dit beteken nie ons moenie die mense lief hê nie. Dit beteken ook nie ons moenie engage in die kultuur nie, né? Wat sê Jesus in Johannes 3:16? Want so lief het God die wêreld gehad. Selfe woord, kosmos. Maar goed, hier word in 'n ander hoedanigheid gebruik, né? Onthou dieselfde woorde kan op verskillende maniere ons gebruik word. Ons weet mos in taal kan en ons moet ook leer om dit op die Bybel so te lees. Want baie keer vat ons dieselfde woord hier en dan interpreteer ons dit op dieselfde manier as wat 'n ander Bybelskrywer dit doen of Paulus selfs op 'n ander plek of wat ook al. So, nou daai versies in 1 Johannes 2, dis taal van Levitikus daai. Weereens uit ander tekste uit sien ons dat die Bybel wil hê ons onttrek uit die wêreld nie. Kom ons praat net gou oor 'n ander gedeelte hierso. Kom ons gaan na Matteus 12 toe. Dit is nou nie deel van my notas gewees nie, maar wel, dit is maar altyd hoe on route gaan. Ek sê nooit wat ek dink ek gaan sê voor die tyd nie. Kom ek sê so, ek weet nooit wat gaan ek sê voor die tyd nie. Matteus 12. Ek wil julle nie moedeloos maak met al die rondblaaier nie. So hou julle vinger by hoofstuk 12 in. Ek gaan net hou hom daar by hoofstuk 12. Ek wil net vir iets anders gaan lees en dan gaan ek dan gaan daai teks nog baie meer sin maak.
So Jesus praat oor die vervulling van die wet. Hy sê moenie dink ek het gekom om die wet en die profete ongeldig te maak. Ek het nie gekom om geldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. En dan kyk na en dan sê vers 20, julle kan dit nou nie kyk nie, maar hoor maar net. Hy sê ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel binne gaan nie. Nou ek dink toe die disippels dit hoor, moes hulle bed gaan lê in die fetusposisie. Want niemand was heiliger as die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. En nou sê hulle, jy moet nog heiliger wees as hulle. Wel, dis nie heeltemal wat hy sê nie. Hy sê, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. Hy bedoel, as julle nie 'n ander siening van die wet hier het nie, gaan julle dit nie maak nie. Waarvan praat hy? Wel, hy sê nommer 1, dat hy vervul die hele wet, die hele Levitikus, die hele Genesis tot Maleagi, alles word opgeneem in sy persoon. Dis die een ding wat hy bedoel. Soos julle gaan die wet van nou af volg deur my te volg. Ek is nou die wet. Die wet is nie meer klinies 'n klomp reëls nie, dis 'n persoon met wie jy in 'n verhouding staan. Jy het 'n verhouding met die wet. Nou, Matteus 12. Hoe lyk dit? Hier verduidelik dit so bietjie. Hy sê, as julle sê 'n boom is goed, moet julle ook sê sy vrugte is goed. En as julle sê hy is sleg, moet julle ook sê sy vrugte is sleg. 'n Boom word tog aan sy vrugte geken. Julle slange, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Nou hoor wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou, hoekom praat hy nou oor die boom en nou oor die hart? Wat bedoel hy? Die wet kyk na die vrugte, maar hy sê jy moet kyk wat 'n soort boom jy is, want as jy die regte boom is, gaan jy die regte vrugte dra, en hy vergelyk dit met die hart. Hy sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So nou gaan hy oor na wat hy eintlik wil sê. Nou, hy gebruik die boom as 'n metafoor. Nou sê hy, wil die regte vrug dra, sorg dit dat die regte DNS van die boom, want die vrug produce van die boom kom van binne die boom af. Net soos die hart. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Nou, okay, blaai net nou 'n paar hoofstuk verder in hoofstuk 15 toe. Hoofstuk 15. Hier is nou 'n lekker Levitikus taal in hoofstuk 15. Kyk nou na vers 10, 15 vers 10. Wat 'n mens onrein maak. Dit sluit aan by hoofstuk 12. Ek gaan nou dit daarmee connect. Toe het Jesus die menigte nader geroep, dis nou by Matteus 15 vers 10, hè? Toe het Jesus die menigte nader geroep en hulle gesê, julle moet nou luister en mooi verstaan. Dis nie by wat by die mond ingaan wat die mens onrein maak nie. Hoor hoe behou hy die hart van Levitikus, maar dis nie meer Levitikus nie. As julle verstaan wat ek bedoel, né? Dis nie meer die reëls wat nou nagekom word nie. Die idee van reinheid en onreinheid is nog steeds net so belangrik soos in Levitikus. Maar wat bepaal wat rein is nie die eksterne goed nie. Dis nie die eksterne goed wat by jou ingaan nie, maar wat by die mond uitkom wat 'n mens onrein maak. Hoekom wat by die mond uitkom? Want wat by die mond uitkom wys wat's binne-in. So wat uit jou uitkom is wat saak maak. So Jesus skep hier 'n spiritualiteit van die hart. Hy sê dis wat die wet eintlik wou doen. Maar wat hy nooit kon regkry nie. Dis om jou hart te verander. God wil nog altyd 'n verhouding met ons hê. Maar die mense se harte was heeltyd so hard geweest. Hulle dit het op eintlik uitgeloop op uiterlike godsdiens. Alhoewel dit nooit die bedoeling van die wet was nie. Die bedoeling van die wet was nog altyd, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele verstand, jou krag en alles. En so hierso sê hy dis wat die goed onrein maak. Dan sê hy in vers 16, verstaan julle dit nou nog nie? Antwoord Jesus, begryp julle nie dat alles wat by die mond ingang na die maag toe gaan en daarna uit die liggaam uitgaan nie? Wat by die mond uitkom, kom uit die hart. En dis die dinge wat 'n mens onrein maak. Uit die hart kom die slegte gedagtes, moord, oorspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpratery. Dis die dinge wat 'n mens onrein maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak mense nie onrein nie. So hy praat met die ouens wat hulle het gemou, hy se disippels was nie meer hulle hande nie. Hulle doen nie meer hulle het nie meer die Levitiese voorskriflikhede vir handewassing nagekom nie. So Jesus probeer vir hulle sê, dis hoe hy probeer antwoord wat hy in Matteus 5 gesê het, as julle onderhouding van die wet nie meer inhou, iets anders inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, gaan julle dit nie verstaan nie. Dit gaan nou oor die binnekant. Dit gaan nou oor die hart. Right, goed. Terug na Levitikus toe.
sien julle saam met my hoe alles connect? Né? Die Nuwe Testament is so gegrond in die Ou Testament. Daarom kan ons nooit die Nuwe Testament lees asof daar nie 'n Ou Testament is nie. En jy kan ook nie die Ou Testament lees asof daar nie 'n Nuwe Testament is nie. Want jy kan nie, want as jy die Levitikus lees asof daar nie 'n Nuwe Testament is nie, dan gaan jy nou vir jouself 'n tabernakel begin bou. Ja, ek lees nou nog op Facebook nog 'n appel vir my. Ek was so skaam. Hierdie ou wil nou 'n groot tabernakel aan die Bosveld bou. Dan dink ek, why? Wil hy terug aan Ou Testament? Wat wil hy, jy weet, wat wil hy daarmee maak? Want die tabernakel is op so 'n amazing manier vervul. Iets wat die Ou Testament nooit aan kon voldoen nie. Nou tensy jy 'n plek wil bou en jy wil bloot dit as 'n metafoor gebruik vir jou geestelike lewe. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie. Ek het al sulke tabernakel goeders gedoen op 'n kamp en baie sulke so 'n ding, maar dan vat jy die mense op 'n Nuwe Testamentiese manier deur die verskillende elemente van ons Nuwe Testamentiese spiritualiteit maar gegrond op die idees van die Ou Testament. Dit kan jy doen. Maar dan is dit net 'n metafoor eintlik van ons lewe hier en nou. Maar okay, kom ons kyk na hoofstuk 18 en dan sien jy nou 'n interessante ding. Blaai verder na vers 19 toe. Ekskuus, hoofstuk 19, jammer. Levitikus 19. Ja, 18 gaan oor seksuele verhoudings nou daarso en so aan. Julle kan daai net op hulle eie, ek dink baie van die goed sal julle ook ken. En kyk wat sê hoofstuk 19 vers 1 en 2. Die Here het vir Moses gesê: "Praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle: Wees heilig, want ek is heilig." Nou hierdie weet ons al, hierdie is die hart van Levitikus, né? Hierdie is dis die gedeelte hierdie wat oor en oor in die Nuwe Testament herhaal word deur Petrus en deur Paulus. Wees heilig, want ek is heilig. En dan sê hulle byvoorbeeld nou, jy weet vers 3, met jou ma en pa gehoorsaam, jy moet die Sabbat gehoorsaam, ek is die Here julle God, julle moet nie afgode dien nie. So daar goed herhaal alles nou. En by the way, as ek nou goed hierso skiep, dan is dit bloot nie omdat ons het dit al gelees. Dit word nie met 'n ander angle nou gesê. Maar 'n ding wat ons nog nie raak gelees het nie, is vers 9. Wel, ons het nog nie genoegsaam daarna gekyk nie, vers 9, 19 vers 9. Wanneer julle lande oes, moet julle nie die wenakkers afoes nie en ook nie die are wat bly lê agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes of die korrels wat val optel nie. Laat dit alles bly vir armes en die vreemdelinge. Hierdie het ons nou al 'n bietjie gesien, hè. Maar kyk die appel op liefde vir jou naaste gekoppel met die sinnetjie: ek is die Here julle God. So as jy my as jou God beskou, wees goed vir die vreemdelinge en vir die armes. Daai twee gaan saam. En jy sien daai kombinasie reg deur die res van hierdie boek. Wees lief vir mense, ek is jou God. Kyk na die armes, ek is heilig. Pas die vreemdelinge op, ek is julle God. Met ander woorde, as jy God is heilig ag, nou dit is my interessant hoe daar baie keer in kerke hierdie tweespraak is tussen, jy weet, gaan kerk oor God of gaan dit oor mense? Wat gaan obviously oor God. Maar as God vir jou belangrik is, dan is mense vir jou van primêre belang. En dan julle kan die res van daai goed ook deurlees. Kom ons kyk net bietjie na vers 13, net om te sien hoe die Here gesorg het dat goeie verhoudings en regverdigheid en geregtigheid gehandhaaf word, né? Vers 13, jy mag nie naaste nie uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Wel, dit is so 'n klein dingetjie, né? Maar dink nou aan, as jy jouself van die skoene van 'n dagloner plaas. Daai mense leef van hand tot mond elke dag. Nou sê jy vir hom, nee, ek kan nou jou betaal, ek gaan jou môre betaal. Dus vanaand eet hy nie. Uit eerbied vir jou God, mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak nie geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom hou nie. Wie het gesê die Ou Testament het nie vergifnis nie? Nee, hoor 'n bietjie hier. Jy mag nie vers 18, jy mag nie wraak neem of 'n grief koester
teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Nou het julle geweet, hierdie vers 18, 19 vers 18, is die enigste plek in die Ou Testament wat sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek bedoel, in daai woorde. So as Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan praat hy presies van hierdie teks. So kan jy sien, gaan wonder, dat toe die mense vir Jesus gevra het, wat is die grootste gebod? Toe hy dit gaan nail, né? Want hy het gesê, wel, ek wil lees die wet. Obviously, gaan dit duidelik oor dat hierdie twee is aan mekaar verbind. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele siel, al jou krag, al jou verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jou naaste, soos jouself. Daai twee kan jy nie skei nie. Dis eintlik een gebod. Dis eintlik een groot geheel. Hoe moet jy na jou naaste kyk? Wel, jy moet in alle opsigte. Moenie alles is hier, van skinder tot wrokkekoster, tot seker mense bevoordeel, wanneer dit jou bevoordeel of nie, of wat ook al. En dit was regdeur, tot by die profete, was dit die groot probleem wees wat die ouens met die volk Israel gehad het. Hou julle vingers daarin by hoofstuk 19 en blaai 'n bietjie na Amos toe. Amos is 'n profeet, hier so in die Hosea Amos. Dis na Jesaja, dis na Jeremia, dis na Esegiel, dis na Joël, dis na Daniel. Kyk 'n bietjie na Amos 5. Ekskuus, ek het nie die hoofstuk gesê nie. Amos 5, ek soek nou hierso, want ek het die stuk nog nie voorberei nie. Hoofstuk 5, Amos 5 vers 20. Vers 21. Kom maar 20. Die dag van die Here bring donker, nie lig nie. Net duisternis, nie 'n ligstraal nie. Nou hoekom? Nou sê hy vir hulle, ek verafskie julle feeste. Nou, die Here het die feeste ingestel. Hoekom sê hy vir hulle, hy haat hulle feeste? Hy sê, ek het niks aan julle feestuie nie. Al bring julle vir my brandoffers en graandoffers, is dit nie vir my aanneemlik nie. En ek kyk nie eers na julle maaltydoffers van vetgevoerde kalwers nie. Gee pad voor my met die rumoer van jou gesing. Ek wil nie jou hartmusiek hoor nie, maar laat reg en geregtigheid tevoorskyn kom. So hoor jy dat hierdie mense hierdie een uiterlike deel van die wet bly nakom, maar kan jy sien die harde harte, né? Hulle het godsdienst begin gebruik vir hulle eie voordeel, om in 'n goeie standing met die Here te bly, maar hulle het nie hulle naaste mee omgesien nie. En Amos verteenwoordige tyd in die Noordryk, Amos profeteer, hy kom eintlik van Tekoa van die Suidryk af, en dan gaan hy's net vir 3 dae in die Noordryk Israel, en dan preek hy vir hulle. En dan sien hy al die onreg en die goed wat hier plaasvind, en dis 'n ryk omgewing, hulle het in 'n ryk tyd geleef. Israel was 'n voorspoedige, dis die Noordryk Israel, en Juda is die Suidryk. In 722 weet ons mos is die Noordryk weggevoer, so dis voor 722 is hier nie 800 voor Christus. En die tempel was vol, om ons taal te gebruik, die kerke was vol. Israel se spiritualiteit het gethrive, maar die armes was onderdruk. En Amos sê, hou liewer opsing, maak die kerk se deure toe, spyker dit toe, breek dit af. As julle nie omgee vir die mense rondom julle nie, kan jy net sowel niks sing nie. Moenie vir my liedjies kom sing nie. Kyk na jou medemens. Dit kom vir ons uit Levitikus uit. So, ek dink, okay, ons kan nou terug aan Levitikus toe. So, net om vir ons die idee te gee, dat vir Jesus om te kon sê, well, obviously was hy God, so hy in daai opsig was hy ook die gewer van Torah. Toe die ouens van hom gevra het, wat jy gebod, en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, en jy moet naaste soos jouself lief hê, is 'n baie, baie goeie samevatting van die wet. Kom ons kyk 'n bietjie na Levitikus 19, vers 32. Uit eerbied, weer eens, hoor die konnotasie moet uit eerbied vir God. Uit eerbied vir jou God, moet jy eerbied bewys aan ou mense. En moet respek behandel. Ek is die Here. Baie mense sê vir my, ek gaan nie 'n ouer persoon met respek behandel net omdat hy ou mens is nie. Respek word verdien, het jy al gehoor? Die Here sê,
respek is klaar verdien. Die hele wêreld met al sy mense behoort aan my. As jy vir my respek het, ek is die enigste een vir wie respek moet hê. As jy respek vir my het, want jy respek vir ou mense. En vir enige ander persoon is matter of fact. As jy ek is die Here, wanneer daar 'n vreemdeling by julle in die land woon, met ander woorde dis 'n alien. Jy weet, in vandag se terme heel moontlik iemand wat nie 'n paspoort het nie, wat nie, jy weet, mag jy hom nie onderdruk nie. Wat sê dit van landswette hierdie? Nou, laat ek net gou 'n ding sê oor illegal aliens. As jy 'n regering is, kan jy nie net jou grense oopstel en almal laat instroom sonder enige kontrole nie. Dis net plain stupid. Want jy moet na jou eie mense kyk. Jy moet na jou eie mense omsien. Maar dan moet wetgewing wees deur middel waarvan mense kan inkom na jou land toe as hulle sal wil. Maar nou op 'n praktiese vlak, hier is die illegal alien nou. Hy het ingesneek oor die grens. En party van hulle werk vir ons. Werk op ons erwe. Party van hulle het nie almal permitte nie. Ek weet nie wat 'n goeie of slegte ding is nie, jy moet maar permit kry. Maar hoe hanteer jy die persoon? Hanteer jy hom menswaardig? Ek het nou iemand op die plaas, dit is nie plaas nie, ons is nie 'n plaas nie, dit is 'n klein plotjie in 'n eco-estate wat ons het daar in die Bosveld. En die ou wat nou vir my werk daar is 'n Zimbabweër. En hy het nie permit gehad nie. So ons het hom gehelp om 'n permit te kry. Dit was baie duur, hy kon nie alself betaal nie, so ons het hom gehelp daarmee. Maar dit maak nie eintlik saak nie. Hanteer vreemdelinge mooi. Nou vreemdelinge in die Nuwe Testament, wie was 'n vreemdeling gewees hier in Levitikus? 'n Vreemdeling was iemand wat nie Israeliet was nie, of iemand wat van buitekant af gekom het. In die Nuwe Testament sal dit wees 'n nie-gelowige of iemand wat nie soos ek is nie, iemand wat buite ons etniese groep is, enigiemand. Engelsman, Zulu, Xhosa, Chinees, Indiër, enigiemand. Dis 'n vreemdeling. Iemand wat nie natuurlikerwys deel van ons gemeenskap is nie. So die Here sê as jy respek vir my het, jy respek vir die vreemdeling. En dit is belangrik om hierdie te hoor, want daar's wêreldwyd vandag, ek bedoel, hierdie is nie 'n pro-of anti-Trump stelling nie. Dit vang my seriously die Amerikaners dat hulle net pro-Trump of anti-Trump kan wees. Dis veel meer kompleks as dit. Weet party dinge wat Trump doen, as jy 'n aanhanger van Trump is, sê nie so 'n aanhanger van Trump, moet jy kan eerlik wees oor wat hy verkeerd doen. Jy moet dit kan sien. En hy hanteer nie altyd almal goed en reg nie. As jy 'n teenstander van Trump is, dan moet jy kan objektief genoeg wees om te kyk wat doen hy ook wel reg. En ja, as hy mag misbruik, dan moet hy dit hoor. Dit is so. Lees Openbaring. Openbaring is kwaai op wêreldleiers. Baie kwaai. So, hoe dit ook al sê, jou vreemdeling, as jy respek vir die Here het, moet jy respek hê vir die vreemdeling. Vers 34. Julle moet hom soos 'n wat behandel? Medeburger. Hanteer hom soos een van jou. Weet jy hoe doen jy evangelisasie? Jy hanteer 'n ongelowige soos 'n gelowige. Met ander woorde, jy hanteer hom asof hy al die voorregte van die evangelie geniet. Al glo hy nog nie, al is hy nog nie gered nie. Dis hoe jy evangelisasie doen. Trouwens, John Ortberg sê hy het mense so behandel. John Ortberg sê Jesus het mense so behandel. Hy sê dit lyk as jy die evangelie lees, lyk dit asof Jesus net twee groepe mense geken het. Hulle wat deel van ons is en hulle wat amper deel van ons is. En hy het almal so behandel. So, hoe maak jy so 'n persoon deel van jou? Ek is 'n evangelis. Dis een van my top 3 gawes. Ek's mal oor om met nie-gelowige mense te connect. Trouwens, hulle is baie interessanter as mense soos julle. Ek sê nie hulle is nie interessant nie. Ek sê hulle is interessanter. Nie regtig nie, maar dis omdat dit stuur die evangelis se hart om met iemand te connect wat nie die Here ken nie, né? En daar's allerlei metodes en alles, maar weet jy wat is die beste evangelisasie metode? Is om ongelowiges te hanteer asof hulle alreeds gelowiges is. En natuurlik jy gaan baie gesprekke hê en jy gaan
die persoon lei na geloof toe. My ervaring is as 'n ou deel word van 'n community soos hierdie, waar daar gasvryheid hopelik heers, dan is die getuienis dat sulke mense as hulle oë uitvind word hulle gelowig is. Jy hoef nie eens deur 'n proses te vat nie, jy hoef nie eens te wonder en jy hoef nie te worry nie. Laat die ou maar net deel bly van die community. En as jy lankie dan glo hy. Hanteer hom as soos 'n medeburger. En hom lief hê soos jouself. Wie? Die vreemdeling. So jy het nie net, hoor nou mooi, jy het nie net, ons het nie die luxury om net ons volksgenote lief te hê nie. Jy moet 'n vreemdeling nie lief hê asof hy een van jou eie volksgenote is. Hoor julle hierdie? Ek bedoel nie, ek raas nie met julle nie, ek bedoel, so hoor julle die stemme wat ons op sosiale media sien die hele tyd. Dis altyd, jy weet, ons staan op vir hierdie groep, en ons staan op vir daai groep, en ja, maar hierdie ouens word onderdruk, ja, dit kan so wees, dit is dalk so, dis die punt, die vraag is, hoe laat jy die ander burgers in hierdie land voel? Laat jy hulle voel, hulle is deel van jou. As jy agting vir God het, is dit hoe jy vreemdelinge hanteer. En in die tweede helfte van vers 33, julle was self immers ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here. Ja, wat 'n goeie stuk sielkunde by die Here hier inbring. En ek bedoel nie sielkunde wat manipuleer nie, maar wat sê die Here hier vir hulle? Weet wat, onthou julle julle eie pyn? Toe julle vreemdelinge was? Toe julle nie beheer gehad het oor julle eie omstandighede nie? Toe julle afhanklik was van regerders, mense wat ekonomies magtiger as julle was? Onthou julle dit nog? Hanteer nou ander mense ook so? Onthou jy eie, met ander woorde, laat toe dat jy eie pyn jou empaties maak teenoor mense wat vandag dit nodig het. Maar baie mense doen die omgekeerde. Die pyn wat hulle beleef in hulle eie storie maak hulle hard. So hulle sê vir mekaar, ek het al so seer gekry en ek wil ons almal begrip daarvoor, né? Ek wil om seer te kry is flip, as iemand in jou aanhou slaan, later keer jy en jy begin terugslaan want jy moet jouself beskerm. Maar baie mense doen ongelukkig dit op 'n emosionele vlak sodanig dat hulle so hard raak dat hulle nou moet wrokke rondloop en hulle hanteer, hulle word eintlik nou die villain wat hierdie goed aan hulle gedoen het jare gelede. Hulle word nou net soos hulle pa wat hulle misbruik het of mishandel het of verwaarloos het of die ma wat alkoholist was of en dit nie aandag gegee het nie. Nou ons word dit as ons nie die Here toelaat om ons hart van klip uit te ruk en ons hart van vlees te gee en dat ons leer om te vergewe en dat sodat ons vyande vriende kan maak. En dit is en eindig dit met daai frasetjie, ek is die Here. Levitikus 25 vers 33. Geen grond mag permanent verkoop word nie, want die land behoort aan my. Hoor die spasie, né? Spasie is myne, julle is gaste hier, so is 'n belangrike element daai. Niks behoort aan ons nie. Dis vandag in die Nuwe Testament nog ook so. Alles behoort aan die Here. Julle is slegs vreemdelinge en bywoners by my. Wow, daai is 'n blou. Dit is 'n skop op die zip. Hierdie mense het gedink hulle besit iets. Hulle werk mos hard hiervoor. Here sê nee, julle is net gaste hier. Hier is my plek. Ek en jy is gaste op hierdie planeet. So hoe kan ek en jy nou, al het ons meer ekonomiese mag, hoe kan ons ander mense hanteer asof hulle bywoners is, maar ons self bywoners hierso? Hierdie ding ontbloot ons eie arrogansie wat ons dink ons eie ekonomiese en welvaart vir ons gee. Dis verdoemend. Ek bedoel nie verdoemend soos in jy weet soos in die sin van die hel nie, dit ontbloot net ons samelewing, né? Is dit nie so nie? Hy sê, verder moet julle die reg om grond terug te koop, moet oral en altyd geld. Dit gaan spesifiek nou hierso oor iemand wat sy grond verloor het omdat hy skuld gehad het, né? En jy daai grond by hom oorgekoop. So hy sê, jy moet dit nooit net hou nie. Kyk vir sy vers 25. Wanneer 'n Israeliet deur armoede verplig was om van sy grond te verkoop, moet die naaste manlike familielid dit vir die eienaar terugkoop. Hoor jy wat sê hy? Help mekaar. Wanneer daar nie iemand is wat dit kan terugkoop nie, kan dit gebeur dat die persoon later self genoeg geld bymekaar maak om die grond terug te koop.
Die aantal jare wat verloop het, sedert die kooptransaksie moet dan in berekening gebring word en die oorspronklike eienaar moet die koper slegs uitbetaal vir die seisoene wat nog oor is tot die volgende hersteljaar. Die oorspronklike eienaar kan dan weer sy grond in besit neem. So, hoor jy hoe sorg die Here vir reg en geregtigheid en vir mense wat ongelukkige toestande moet beleef omdat hulle net nie so gelukkig was soos hulle buurman in terme van besigheid nie. Hulle word beskerm. Julle is mos 'n community, julle is mos my mense. Julle albei behoort aan my. Help mekaar. As hy egter nie genoeg geld bymekaar kon maak om die grond terug te koop nie, bly die koper in beheer daarvan tot die volgende hersteljaar. In die hersteljaar moet hy die grond ontruim en die oorspronklike eienaar moet dan sy grond in besit neem. OK. Nou let wel, onthou nou, hierdie is nie 'n wet wat vandag geld nie. Wat is die beginsel hierin? Die beginsel is kyk uit vir nood en help mense in nood. Nou moet ek sê, ons leef nog in 'n baie trotse samelewing. Mense wil nie altyd gehelp word nie. Ons het nogal dit met COVID gesien. Mense het op hulle tande geknars en deurgebyt en hulle het gesaffer, maar hulle het nie die kerk as 'n leierskap het sy hande uitgesteek en gesê as van julle is wat struggle, kom sê vir ons. Daar was bitter min mense. Daar was baie mense gehelp, maar hulle is almal buite die gemeente. Ek weet nou nog nie reg wat die rede was nie, maar ek het geweet van mense wat swaar kry. Niks gesê nie. Sjoe, dis 'n hartseer. Ek weet nie. Hang op by die motiewe is, né? Maar 'n community met mekaar kan sê, "Hey, hoorie, ja, ek sukkel regtig." En dis weer baie mense wat dit misbruik. Dit is so, en dit moet mense probeer ontrafel en dit analiseer, né? Ons moet goeie welsynsbeginsels toepas. Dis baie belangrik. Jy deel nie net alles uit nie, dan maak jy die wêreld nie beter nie. Maar jy help definitief waar daar nood is. En jy help op 'n konstruktiewe manier, op 'n sinvolle manier. Iets wat daai persoon ook gaan help. Kom ons kyk na vers 35. 25 vers 35. Wanneer 'n mede-Israeliet so in die skuld raak by jou dat hy nie kan betaal nie, moet jy hom help, soos jy 'n vreemdeling of 'n bywoner sou help en hom by jou aan die lewe hou. Jy mag hom geen rente van enige aard betaal nie. Laat betaal nie, ekskuus. Uit eerbied vir God, hoor daai weer. Uit eerbied vir God moet jy jou mede-Israeliet by jou aan die lewe hou. As jy hom geld leen, moet dit dus rentevry wees. En as jy hom aan hom kos verskaf, moet dit teen kosprys wees. Aan die ander woorde, kan jy hoor? Hy sê nee, die ou moet nie betaal nie. Maar moet hom nie uitbuit nie. Laat hy ietsie betaal. Ons weet almal is 'n goeie welsynsbeginsel daai, né? Laat iemand wat swaar laat hy ietsie betaal as hy kan. Maar moet hom nie weet so bil dat hy weet moet nie jou besigheidsfooi vir hom vra nie. Arme ou gaan dit nie maak nie. So vers 38. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat trek het om Kanaan aan julle te gee en om julle God te wees. Wanneer 'n mede-Israeliet in jou omgewing so diep in die skuld raak dat hy hom aan jou verkoop as slaaf, mag jy hom nie slawewerk laat doen nie. Jy moet hom soos 'n dagloner of soos 'n bywoner behandel. Hy moet tot die hersteljaar by jou in diens bly. So mense hoor, wat interessant is die heiligheidswet van Levitikus wat begin, dinge waar dit begin, hè. Dit begin by die offers, die reiniging van die mense, die reiniging van die priesters, al die reinigingswette, die dag van versoening, en jy die kalender waar aan tyd geheilig is. Dis asof die hoogtepunt van Levitikus is hierdie liefdesgebod. En dink 'n bietjie daaraan. Hoe word Levitikus 19 vers 2 herhaal in die Nuwe Testament? Party dele sê dit duidelik net so, wees heilig want God is heilig. Maar kom ons kyk byvoorbeeld na Matteus, ons is weer by Matteus. Matteus hoofstuk 5. Obviously het julle vingers daar ingehou, nee, want julle weet mos nou ons spring maar lekker rond. Kyk 'n bietjie wat sê Matteus 5. Matteus 5 vers 48. Nie daai een versie. Matteus 5:48. Wees dan volmaak soos wat julle hemelse Vader volmaak is. Dis 'n ander manier om te sê wees heilig, né? Maar kyk 'n bietjie waarop volg dit. Kyk na vers 38. Julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir tand, maar ek sê vir julle, jy moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou by regterkant draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou in die hof toe wil vat
om jou onderklere te eis, gee ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra dit vir hom 2 kilometer. Nou dis die vyand, né? Hy praat hier van die, hoor nou hier, hy praat van die Romeinse soldate. Volgens Romeinse wet het 'n Romeinse soldaat die reg gehad om 'n burger van die land wat hulle in besit geneem het, om van so 'n persoon te eis om sy wapenrusting vir 'n kilometer ver te dra. Nou vir 'n Jood was dit 'n verskriklike vernedering geweest, uiteraard, want dis die verdrukkers hierdie. So jy met jou volgens die verdrukker se wet moet jy hulle goed vir hulle 'n kilometer ver dra. Nou sê hy vir hulle, nee, dra dit van 2 kilometer. Jou vyand. Dra dit van 2 kilometer. Kyk, en is nou regtig wil hy met jou dit nie 3 kilometer laat doen nie, dan praat jy net oor Jesus. Terwyl hy sy wapenrusting dra. Dan vat hy dalk terug hier by die 3 kilometer. Vers 42, gee aan hom wat iets van jou vra, en moenie van hom wat jy van jou wil leen, moet van hom wat jy wil leen nie afwys nie. Jy het gehoor hulle gesê, jy naaste met jy lief en jou vyand met jy haat, maar ek sê vir jou, jy moet jou vyande lief hê. En jy moet bid vir die wat jy vervolg, sodat jy kinders kan wees van jou Vader in die hemel. Hy laat immers die son opkom, en hoor nou wat doen die Here, hy laat immers die son opkom oor die slegtes en die goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, wat 'n loon kan julle nog verwag? Moet hulle maar sê, wat is special van dit? Julle leef nie heilig, julle liefde is nie heilig as julle maar net die liefhet wat vir julle lief is nie. Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? En dan sê hy, wees dan volmaak, soos die hemelse Vader volmaak is. Met ander woorde, die Here is heilig. Hy laat dit reën oor die goeies en die slegtes. As julle heilig wil wees, as julle God wil ag, dan moet julle dit ook laat reën oor die goeies en die slegtes. Dan moet julle ook julle vyande lief hê. En dan op Galasiërs 5. Julle broers is tot vryheid geroep. Moet net nie hierdie vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. En dan hoor wat sê hy, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar haal hy Levitikus aan. So kan jy hoor hoe vervul hy Jesus se woorde Matteus 5? Nee, as julle houding oor die wet nie anders gewees as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. Met ander woorde, die hele Levitiese wet, die laaste gedeelte van die Levitiese wet, die liefde vir jou naaste, kulmineer in die Nuwe Testament in liefde. Liefde vir God en liefde vir jou naaste. In vers 15 sê hy vir hierdie gemeente, maar julle buiten verskeer mekaar. Weet julle, in baie gemeentes gaan dit so. Mense buiten verskeer mekaar. En dan, ja, ag net verstoutigheid, kom ons doen gou-gou 1 Tessalonisense ook, en dan sluit ons gou-gou af met Openbaring. 1 Tessalonisense 3, hierdie enetjie sneek ek net in, wat julle ken hom nou al in die tyd, maar ek wil net terwille van volledigheid en terwille van afsluiting, net dat ons hierso stop, dat julle net die konneksie maak. Jo, dis vir my mooi hierdie. 1 Tessalonisense 3, 1 Tessalonisense 3 vers 11. Hoor sê hy, maar God ons Vader self en ons Here Jesus ons pad na julle toe oopmaak. En mag die Here julle liefde, hoor nou, vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan, wanneer ons Here Jesus kom, saam met al sy heilige engele. Hoor jy daai laaste gedeelte van die Levitiese wet hierso? Mag julle liefde vir almal, vir mekaar en vir almal so toeneem. En as jy dit doen, dan leef jy 'n heilige lewe. So hy praat nou hiervan, ons praat gewoonlik van die indicatief imperatief. Julle onthou dit by Paulus, né? Ja, hier is jou posisie in die Here. Jy is geheilig. Jy hoef niks meer te doen nie. Christus het jou geheilig aan die kruis en met sy opstanding, jy is geheilig. Maar Paulus sê nou, maar as jy regtig nou aan hierdie kant, as jy regtig aan hierdie kant wil seker maak dat jou hele ganse lewenstyl kom ooreen met jou posisie wat jy reeds het, laat jou liefde vir mekaar, vir almal so toeneem, dan is jy nie ook in jou alledaagse lewenspraktyk is jy net so heilig, soos wat jy al reeds is in jou posisie. Liefde word die groot manier, dit word die groot distinguishing factor van God. Wat maak hom anders
as enige entiteit, idee, ideologie, is die radikaliteit van sy liefde. Ek het 'n vrou wat gesê het, sy's 'n spiritus. Dus sy sê, ja maar God wat volgens haar is ook liefdevol. Ek sê maar, ja maar hoe weet jy dit? Wat het God, soos wat jy hom verstaan, sy is glad nie 'n Christen natuurlik nie, sy glo net in God as 'n geestelike wese. Wat het God volgens jou definisie van God gedoen, opgeoffer, om vir jou te wys, hoe ver sal hy gaan om jou lief te hê? Ek kan net vir jou sê, wat het God in Christus gedoen? Hy het homself kom gee. Hy het homself kom opoffer. Daar's geen vergelyking met dit nie. En nou kyk, nou blaai ons in Openbaring 21. Openbaring 21. Dis net na Openbaring 20, die geskiedenis is verby, die groot draak, die Satan is in die vuurpoel gegooi, daar's nou vrede, dis nou hoofstuk 21 vers 1. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Julle wat hou van die seevakansie, moenie worry nie, hulle het net geglo die Satan bly in die see, of liewer die Leviathan, die see is die chaosmagte, so Jode het nie gehou van seereise nie. Dit is ook vir hulle 'n dread gewees om te dink hulle kom om op die see. So hulle het niks daarvan gehou nie. So dis al hoekom sê daar gaan nie meer see wees nie. Beteken nie gaan nie water wees nie, beteken net die duiwel gaan nie meer daar wees nie. Alright. Hy is in die vuurpoel gegooi. Vers 2. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemels uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: kyk die woonplek. Weet jy wat is daai woordjie vir woonplek? Die letterlike woord wat gebruik word daar. Johannes is baie lief vir daai woord, hy gebruik hom ook in hoofstuk 1 in Johannes 1:14. Die tent van God. Kyk, die tent van God is nou by die mense. En hy sal by hulle bly. Weet julle wat staan daar? Hy sal by hulle tent opslaan. Hulle sal sy volke wees. Hoor nou, volke, meervoud. Die nasies is nou versoen. En God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane afdroog, van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Okay, net tot daar. So in die einde van die geskiedenis, jy sien hierdie van die heel begin af, dis die Here se droom van Genesis 1 en 2 af tot by Abraham se roeping Genesis 11 en 12. Ek gaan vir jou seën, jy moet tot 'n seën wees, deur jou gaan al die nasies geseën wees. Ek gaan jou God wees, jy moet my volk wees. Dan kom jy by Exodus, die tabernakel en alles in die wet en alles wat gegee word, en dan kom jy by Levitikus. Ek wil by julle wees, as julle hierdie goed doen, sal julle heilig lewe en jy sal by my kan wees. So gaan dit reg deur en totdat hy in Jesus vir ons het moontlik gemaak het om in 'n heilige verhouding, 'n geheiligde en 'n heiligmakende verhouding met hom te wees. En hierdie is hierdie is die eindtyd, die telos van die geskiedenis, die einddoel van die geskiedenis. Hier eindig, hier is nou 'n volmaakte uitdrukking. In Jesus is dit al reeds way beter as in die Ou Testament, maar hier wanneer die regering van Christus voltooi word en die ganse wêreld herstel word, is uiteindelik God se droom bewaarheid. Waarvoor hy met sy lewe beklei het, van die begin af, om by ons te wees. Op die ount het hy alles gedoen in ons plek, om dit moontlik te maak. En as hy terugkom, dan kom hernie hy die wêreld en hy herstel die wêreld, sodat ons almal saam met hom kan wees en hy by ons. Ek het vir waar is die bord met die vraag? Ons het 1 minuut. So ek hoop is 'n kort vraag. Dankie vir jou moeite, dankie. Ek waardeer. Is baie vrae. Gits. Okay, ek gaan kyk, ek gaan dis half. Kom ek doen net enetjie. Hoe is ons krities en heilig, maar nie skynheilig nie? Baie mooi vraag. Ek gaan net dit kan antwoord. Sy moet nou 1, 2, 3, 4, 5 vrae. Ek sal ek weet nie wat gaan ek doen nie. Maar goed, die eerste een. Hoe is ons krities en heilig, maar nie skynheilig nie? Ek dink 'n mens is skynheilig wanneer jy nie
in ooreenstemming met jou waardes optree nie, né? So dit beteken ons almal het 'n mate van skynheiligheid. En alle kerke het ook skynheiligheid in hulle. Die groot vraag is jy bewus van jou skynheiligheid en probeer jy dit aflê? So heilig is obviously nie dieselfde as skynheilig nie. Heilig is 'n baie mooi ding. As jy sien iemand leef heilig, hulle het respek vir die Here, respek vir hulle medemens, liefde vir mense, offer op, opoffering. As jy iemand is wat opoffer vir jou medemens, sal jy bitter min as skynheilig beleef kan word. Mense wat as skynheilig beleef word in die algemeen, is mense wat heilig praat en nie heilig doen nie. So, praat minder, doen meer. Dan sal jy waarskynlik nie skynheilig beleef word nie. Alright, julle, ons is aan die einde. Ek bly is nog hier. Alright. Ons het dit gemaak. Ons is deur Levitikus. Sien, Levitikus is 'n bietjie anders dan nou. Ek doen definitief. Dit het vir my ook baie beteken. En so kom ek bid vir ons. Dis lekker om julle hier saam te hê op 'n Woensdag aand en dit is dankie dat julle my gunsteling tyd van die week my toelaat om dit te doen. Dit is my regtig baie lekker. Kom ons praat met die Here en dan sluit ons af. Ons liewe Here, ons wy ons lewens vanaand aan U toe van vooraf. En ons weet as ons dit sê en doen is dit 'n daunting ding want Here, U eis baie. Maar dankie dat U ook baie gee. Dat U meer gee as wat ons ooit kan doen. En dat U meer gee as wat U ooit eis. Dankie dat al faal ons, dat U genade ons vang. En selfs wanneer ons moeswillig sondig en moeswillig die pad vat, vang U genade ons. Help ons om heilig te wees. Here, vergewe ons waar ons nie opweeg of opleef teenoor U heiligheid nie. En help ons om U te verheerlik deur ons lewens, wat dit ook al vir ons mag beteken in hierdie lewe. Stap die pad saam met ons. Here, vir ons wat dalk deur moeilike tye gaan, hartseer, onsekerheid. Dra ons asseblief in hierdie tyd en leer ons om heilig te wees terwyl ons deur ons trials gaan. Vir ons wat deur goeie tye gaan, wat baie sin en betekenis beleef, bid ek dat U ons heilig sal hou, Here. Help ons om getrou te wees aan die prys wat U vir ons betaal het. Dankie dat U by ons wil wees. Ons wil by U ook wees. In Jesus se naam. Almal sê. Amen.